die vorige video het ons kennis geneem daarvan dat die Bantu-volke gedurende die 16de en die 17de eeu suidwaarts migreer het uit wat vandag bekend staan as Zambië, uit die gebied van Zambië en Zimbabwe, het hulle in hierdie gebied in beweeg waar wat nou bekend staan as Suid-Afrika. En die oorspronklike inwoners van die gebied was die Bushmans en die Hottentotte, en die Bantu-volke het hulle verdryf en uitgemoor. Het is nou nogal ironies dat die president van Suid-Afrika, die president van Amerika, beskuldig daarvan dat hulle voorouers die oorspronklike inwoners van Amerika uitgemoor het. Die Zulus het tussen 1820 en 1845 uitwissingsoorloë geloods teenoor die ander volke, die ander Bantu-volke. Dit is begin deur opperhoof Shaka. Hy het die omringende volke een vir een aangeval en voor die voet almal uitgemoor. Die paar oorlewendes het in die berge en grotte weggekry. Een van Shaka se bevelvoerders, Mslikatse, het in opstand teen hom gekom en met 'n klomp impies, dis nou die naam van die Zulu soldate, gevlug in 'n noordwestelike rigting. Dit is die gebied van die latere Noord-Vrystaat en Suid- en Sentraal-Transvaal, waar die Sotho-volke gewoon het. Daar het Mslikatse die oorlog 'n stapie verder gevoer, deur almal in daardie gebied totaal uit te wis. Die paar wat hierdie uitwissingsveldtog oorleef het, gevlug na die Drakensberge, die Soutpansberge en die gebied rondom Kuruman en Mariko. Hulle het in grotte skuiling gehou waar hulle verhonger het. Soveel so dat hulle oorgegaan het tot kannibalisme. In 1828 is Shaka deur sy halfbroer Dingaan vermoor. Dingaan het egter net voortgegaan met die uitwissingsoorloë. Hierdie uitwissingsveldtog het gepaard gegaan met een van die ernstigste droogtes in die geskiedenis van 1835 tot 1837. Party Bantu-stamme het toe teruggetrek na Sentraal-Afrika, waar die reënval hoër en meer bestendig was. Hierdie twee faktore het meegebring dat die gebied van Noord-Vrystaat en groot dele van Transvaal heeltemal onbevolk was toe die voortrekkers daar aangekom het. Mslikatse het wel ook probeer om die voortrekkers uit te moor. Hy het dan ook die voortrekkers laers by Heilbron heeltemal uitgemoor. Die boere onder Hendrik Potgieter het hierdie aanval gewreek en Mslikatse verslaan by Vegkop. Daarna het Mslikatse gevlug met sy impies en vrouens wat hy buitgemaak het by die Bantu-krale wat hy uitgewis het. Hy het gevlug na die suidelike deel van die hedendaagse Zimbabwe. Dit was die ontstaan van die Matabele-stam wat nou nog in daardie gebied woon. Die Noord-Vrystaat en die Suid-Transvaal gebied was ontvolk deur veral Mslikatse en nie deur die blanke voortrekkers nie. Ook van die ander stamme wat deur Shaka uit Pondoland oor die Drakensberge gedryf is, het die oorblywende Bantus in die Vrystaat uitgemoor. Die voortrekkers se rapporte spreek net van leë krale vol doodsbeendere. Nadat Mslikatse verdryf is, het van die Bantus wat ontkom het, wel met die voortrekkers kontak gemaak. Hulle was so dankbaar teenoor die boere onder Hendrik Potgieter, dat hulle daardie gebied van die Noord-Vrystaat en Suid-Transvaal aan die boere afgestaan het, want as die boere nie vir Mslikatse gestuit het nie, sou geen Sotho of Tswana dit waarskynlik oorleef het nie. Die gebied in Natal waaroor die voortrekkers met Dingaan ooreengekom het, was dan ook heeltemal ontvolk as gevolg van hierdie uitwissing. Die Pondo-volk is byna heeltemal deur die Zulus uitgewis, sodat Pondoland ontvolk was. Terloops moet ek net hier meld dat die Zulus ook in hierdie opmars deur die Engelse gestuit is om die Xhosas uit te moor. Dit is dus nie net die Sothos wat hulle oorlewing aan die blankes te danke het nie. Ons as Christene glo nie in toeval nie, maar selfs 'n ongelowige sal moet toegee dat dit noemenswaardig is dat die groot trek juis op die tydstip moes plaasvind toe die droogte in die Divakane uitwissingsveldtog die Vrystaat en Transvaal ontvolk het, sowel as die sentrale deel van Natal. As Christene beskou ons hierdie gebeure ook as 'n beskikking van ons Here. Die teenwoordigheid van die voortrekkers het ook vrede en voorspoed gebring vir die Bantu-volke. Die Christendom is aan die suidpunt van Afrika geplant. Die blankes het ook vir die Bantu-volke geskrewe tale ontwikkel en daar is ook baie sendingwerk gedoen
en kerke onder Bantu volke gestig. Wat Natal betref, of KwaZulu-Natal betref, is dit belangrik dat ons die baie bekende geskiedenis moet noem van Piet Retief wat met die Zulu koning Dingaan ooreengekom het oor 'n gebied wat hy afgestaan het, 'n formele kontrak op skrif is deur hulle opgestel, 'n traktaat waarin daar duidelik staan waar die boerevolk mag woon, waar hulle mag vestig en daai land is aan hulle afgegee. Ons weet dat Dingaan verraderlik toe nou Retief en sy manne uitgemoor het, nadat hy hulle genooi het om saam met hom 'n fees te vier, maar die kontrak staan vas en hy is beskikbaar, hy's nou nog, bestaan nou nog in die museum. Ons kan net ook vandag noem dat die Hottentotte van Griqualand Wes in die Oranje rivier deur die Engelse verskuif is toe die diamante ontdek is by Kimberley en toe het hulle verskuif Kokstad toe in die huidige KwaZulu-Natal omdat hulle daai myne vir hulle wou gehad het, die diamante. Hulle het ook die Kimberley gebied by die Vrystaat afgeneem. Dit was deel van die Vrystaat gewees en die Oranje Vrystaat. Hulle het eenvoudig geannekseer, die Britse imperialiste, sodat hulle al die diamante kan vat. Ons moet net kortliks ook daarna verwys dat die Naturelle Grondwet van 1913 en die Naturelle Trust en Grondwet van 1936 ten doel gehad het om die Bantus en die Bantu volke te bevoordeel en nie te benadeel soos wat die leuns soos wat nou vertel word nie. Dit het inteendeel daaroor gegaan om hulle gebiede te beveilig teen blankes wat hulle grond begin opkoop het. So die wet is primêr gemaak om te keer dat blankes Bantu grond koop in die Bantu gebiede. En dan uiteindelik die 36 wet het die Tomlinson Kommissie aangestel wat uiteindelik die grondkonsolidasie van Bantu tuislande meegebring het waar honderde duisende hektare van blanke grond uitgekoop is deur die regering om die Bantu tuislande te vergroot en te konsolideer. So dit is daai wette het regtig die voordeel van die Bantu volke ten doel gehad.